hartlike goeiedag, wonderlik om weer saam met u te kan kuier by ons program Gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Sê ons welkom en lekker om weer saam met julle te kuier. Ons is opgewonde om te hoor wat die Here doen vir mense deur gebed. Gebed is dit wat ons nader bring aan God. Gebed is die tyd wat ons spandeer met ons Abba Vader. Baie mense sê, Here, hoe moet ek bid? Leer my bid. En ons bid dat hierdie program vir jou 'n bietjie nader bring aan God, dat jy kan leer hoe om met God se woord te lees. Ons gaan vandag bietjie met julle gepraat oor die gebed van Jabes. Soos julle weet, is dit 'n baie kort gebed wat gebid is, maar met 'n groot betekenis. Ek gaan vir julle lees hierso dat Jabes het na die Here toe gegaan met 'n rede. Ansie gaan net nou vir julle 'n bietjie meer vertel hoekom het hy besluit om na die Here toe te gaan, want dit wat hy gedra het, moes hy van ontslae raak, maar ons gaan dit nou lees. Ons lees in 1 Kronieke 4 vanaf vers 9 tot 10, tussen al die geslagsregisters kruip hierdie gebed weg. Wanneer jy Bybel lees en veral as jy deur die Bybel lees, dan kom jy agter as jy hier by die geslagsregisters is, dit raak soms vir mense half vervelig en jy wonder, hoekom moet dit lees, maar ek wil elkeen aanmoedig vandag om te sê, lees die geslagsregisters, want soos jy deur die Bybel lees, gaan jy onthou, maar hulle het hierdie naam genoem in die geslagsregister, sodat ons die patroon kan sien wat God gesê het. Kom ons lees dan, wat staan in 1 Kronieke 4 vanaf vers 9 tot 10. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Ja, as ons kyk, dis opvallend Yvonne, dat hy sê, hy was 'n eerbare man, so hy moes iets gedoen het, wat meer eerbaar was as sy broers. As ons dan kyk na die eerste deel van sy gebed, as u my ryklik seën. Kom ons kyk net eers gou weer na wat Jabes beteken. Jabes beteken pyn of smart. Ons weet nie presies wat sy moeder deurgegaan het met hierdie swangerskap nie, of met die tydens die geboorte nie, maar dis nogal 'n wilde naam om vir jou seun te gee, pyn of smart, want ons sien in daai ou tyd dat name baie belangrik was. So hy het eintlik die res van sy lewe hierdie naam gedra van smart, pyn. As ons kyk, die meeste babas word maar gebore met 'n mate van pyn, maar ja, ons kan onsself die vraag afvraag, wat het sy moeder werklik deurgegaan, dat sy hom hierdie naam gegee het. Dan kyk ons na die eerste gedeelte, stort u seën oor my uit. Dit is wonderlik dat dit sy eerste deel van sy gebed is, die seën van God. Hy erken dat dit net God is wat jou kan seën in die lewe. En hy vra sommer vir die Here om, baie vertaling sê, om my ryklik te seëning. So ons sien nie dat hy werklik die God aanroep en sê, Vader, seën my, dat ek eintlik kan oorloop met al die seëninge. Ons sien ook dat seëninge beteken bonatuurlike guns. Ons roep dus God se onbeperkte grootheid in, en dit kan ons leer om in ons eie lewe toe te pas, dat ons God se bonatuurlike guns, sy grootheid, sy goedheid, elke dag oor ons lewe kan aanroep. Want hy sê, as julle vra, sal ek dit vir julle gee. So, seën kan ook dan baie ander dinge beteken. As ons gaan kyk in die psalms waar Dawid dikwels vra, Here, seën my, baie keer vra hy vir beskerming, baie keer vra hy vir voorsiening, baie keer vra hy vir genesing, so stort u seën oor my uit.
kan dus baie dinge beteken. Ja, ons sien dat wanneer hy hier gevra het vir die Here, seën my ryklik, dat dit bedoel dat God hom baie moet seën. Dat hy gaan na die Here toe en hy sê, Here, moenie my net 'n bietjie seën nie, seën my ryklik, seën my baie, laat ek deurweek is met u seëninge. Maar hoekom het hy dit gevra? Sodat hy hierdie seën kan gebruik dan om ander ook te seën. Want wat help dit ons vra vir die Here iets uit ons eie selfsug uit? Dink julle die Here gaan dit vir hom gee as hy geweet het Jabes gaan sê, Here seën my, ek wil geseën wees, ek wil ryk wees en ek dit, nee. Hy het dit so gedoen en gevra sodat hy 'n seën vir ander kan wees. Met ander woorde, seën my nie ter wille van myself nie, maar sodat ek tot seën kan wees vir ander om my. Dit help ons om 'n bietjie perspektief te kry om te sien wat beteken geseën te wees. Te veel kere dink ons daaroor, dink ons in terme van wat ons het of ons nie het nie, of speel ons om met die speletjie om net onsself te verryk, dan wat kyk ons weer na ander mense het en dink maklik dat hulle op die grond daarvan meer geseënd is, maar nee, natuurlik kan ons na die Here toe gaan om ons behoeftes en begeertes aan te raak, maar hier is 'n verskywing van fokus. Ja, ek wonder sig net ook daar kan inkom. Ons moet besef dat daar geen einde is in God se goedheid en grootheid. En dit is sy karakter om te seën. En wat ook hier mooi is, wat ons ook kan leer, dat hy nie vir God voorskryf nie. Baie keer wil ons sê, Vader, seën my op so 'n manier, u moet my seën voor Maart, of u moet my seën. Ons het baie keer hierdie seën in ons kop, hoe God dit gaan doen. Maar ons moet dit oorlaat aan God om te sê wanneer, hoe, waar en wanneer u dit doen. Ons sien dan ook dat seën beteken wonderwerke. So as ons bid vir seën, moet ons wonderwerke verwag. Ja, weet as ons saam met Jabes uitroep, Here seën my ryklik, dan moet dit nie oor ons gaan nie, maar oor God se koninkryk. Dat ons vir ander 'n seën kan wees en hom die eer kan gee. Met ander woorde, as die Here vir jou gee en hy seën jou ryklik, wat doen jy met hierdie seëninge? Wat doen jy? Is dit die Here jou geseën met finansies? Het die Here jou geseën met wysheid? Het die Here jou geseën om ander te bedien? Het hy vir jou 'n gees gegee van barmhartigheid? Het hy jou daarmee geseën? So watter seëninge ook al die Here vir Jabes gegee het, hy het gesê, Here seën my ryklik. So hy het gevra vir 'n wye spektrum van seën, maar om God se koninkryk uit te brei, het hy gevra, Here, sodat ek vir 'n ander seën kan wees. Dit wat die Here vir jou gee, gebruik jy dit tot eer van die Here of net vir jou eie wil? Onthou, hoe meer jy gee, hoe meer sal die Here jou seën. Maar die Here sê ons moet gee met vrymoedigheid, sonder om iets terug te verwag, want die Here wat in die hemel is, weet wat het ons nodig. Ja, as ons dan kyk na die tweede gedeelte van Jabes se gebed, vra die Here, vergroot my grondgebied. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons elkeen het om vir God te vra, vergroot ons grondgebied. Dit bied ons geleenthede om ander te kan bedien ook. Watter bediening jy ook al het, moet ons gebruik om God se koninkryk uit te brei, wat dan nou deel is van jou grondgebied. Jy gaan meer geleenthede kry, jy gaan 'n groter impak hê, maar jy gaan ook meer verantwoordelikheid hê. Alles wat God onder ons beheer geplaas het, moet ons dus so bestuur dat ons dit kan vergroot, dat dit kan gaan oor God se koninkryk se uitbreiding. Jou invloedsfeer gaan ook verander. Jy gaan 'n groter sendingveld hê, wat ook vir ons elkeen belangrik is. Jy gaan meer geleenthede hê. So wanneer ons bid dat God ons grondgebied vermeerder, vra ons eintlik dat hy ons moet help om ook, soos Yvonne net nou gesê het, ook ander te kan help, om ander te kan bedien. En as hy ons grondgebied vermeerder, gaan ons meer mense kan help, ons gaan meer mense daar buite kan bereik. So dis baie belangrik as ons dan bid vir hierdie grondgebied vermeerder. Dit gaan nie net oor jouself nie. Dit gaan nie grondgebied net van myself nie. Ons is almal
in God se weermag en ons wil almal graag die grondgebied vergroot om God se koninkryk uit te brei. So, wat staan dan in jou pad as hierdie grondgebied vermeerder? Dan kan jy nie meer sê, maar ek is beperk tot dit of dit nie. Daar's baie meer dinge in God se koninkryk wat ons elkeen kan doen. So ons moet bid met hierdie idee dat ons werk eintlik vir God of namens God en hy gebruik ons om sy grondgebied. Het sy geestelik, het sy fisiese grondgebied waar ons ander dan ook kan help, dat ons 'n impak kan neem om die woord van God werklik te versprei en sy koninkryk uit te brei. Ja, ons sien hier so duidelik dat Jabes nie bedoel het, Here gee vir my nou 'n groot plaas, sodat ek nou 1000 beeste daarop kan laat wei, en dat ek nou mielies en koring kan plant, en dit nie, en gee my sommer 'n 10.000 hektar plaas nie. Dit is glad nie wat hy in gedagte gehad het nie. Hy het in gedagte gehad en gesê, Here, gee my die invloed, laat ek meer invloed kan hê, om meer mense te kan bereik met dit wat hy gesê het. Dit is wat hy bedoel het, toe hy gesê het, vermeerder my grondgebied. Ek en my man het baie Jabes gebed, ook gebid, en ons sien hoe die Here hierdie grondgebied vermeerder, hoe ons met meer en meer mense te doen kry, hoe meer ons uitreik na mense toe, hoe groter word ons grondgebied. So dit gaan nie altyd oor geld nie, oor mag wat jy nou voel jy het nie, maar dit gaan oor wat jy doen met dit. Wanneer ons dan bid dat die Here ons grondgebied vermeerder, dan vra ons eintlik dat hy ons sal gebruik net soos wat hy wil. Ons sien nie so dat Jabe wil 'n impak hê met en hy wil die woord van God versprei, sodat hy meer mense kan bereik en meer mense kan seën. Ja, as jy bid vir 'n grondgebied, dan vertrou ons die Here om ons finansiëel te seën om hierdie taak te kan doen. Dwars deur die Bybel sien ons dat wanneer die disippels uitgegaan het en hulle het mense gaan bereik, het hulle nog steeds 'n werk gedoen om finansies te kan kry. Hulle het nie net gaan sit en verwag iemand moet vir hulle gee nie. Hulle het hulle deel gedoen, hulle het gewerk in die koninkryk van God. Hulle het baie keer met hulle hande gewerk, sodat hulle nie 'n las ook op ander kan wees nie. En dieselfde verwag die Here van ons. Baie mense wil in die bediening gaan en dan verwag hulle die Here moet net vir hulle bonatuurlik seën. En die Here seën ons, maar hy toets ons. Wat doen ons met daardie finansies? Want die Here, ons het 'n spreekwoord wat ons altyd sê, with God's vision, he will give the provision. En dit is so, maar dan moet ons dit vir die regte redes gebruik. Ja, as ons dan kyk na die derde gedeelte waar hy vra die Here moet sy hand oor hom hou, party vertalings sê, beskerm my. En as ons net bietjie dink in vandag se lewe, waar is jy regtig veilig? Jy kan maar alarmstelsel sê, jy kan maar kwaai honde hê, as die vyand wil inkom of die dief wil inkom, doen hy dit. So, dis so 'n mooi gedeelte wat ons ook elke dag kan bid, Here, hou u hand oor ons, beskerm ons. As ons gaan kyk na Psalm 91, wat so mooi gaan oor die beskerming van God, kan ons dit ook hier inbring, dat God se hand oor ons is. Maak nie saak waar jy is, by jou werk, by jou huis, in jou voertuig, waar jy is. As jy gebid het, God se hand oor my vandag, dan is dit werklik 'n voorreg dat ons onder sy hand is. En dan moet ons ook versigtig wees. Ek dink daar's ook 'n kant aan ons deel, dat ons nie onwyse besluit of onwyse keuses sal maak en eintlik moeilikheid gaan soek nie. Want baie keer bid jy vir God se hand oor jou en dan sien ons dat mense verkeerde besluite maak, verkeerde plekke besoek, verkeerde dinge doen en dan sê hulle maar ek het gebid vir God se hand oor my. So ons het ook 'n gedeelte om te doen. Die Hebreëse woord vir hand beteken dan ook krag of beheer, sorg. En dis so mooi as ons dink, ons is God se kinders en hy sorg vir ons, hy waak oor ons. Ek dink almal van ons was al in die situasie dat jou
dat jy oor jou kind moes waak, of dat jy oor 'n ouer persoon moes waak, of iemand moes waak, wat dit nodig gehad het. So kan ons gerus wees, elke dag, dat God werklik oor sy kinders waak, dat hy ons werklik beskerm, dat hy vir ons werklik sorg. En as ons dan dink dat God is eintlik die enigste persoon wat hierdie krag en mag het, om ons te beskerm, om vir ons te sorg, dan is dit wonderlik om elke aand ook net te kan dankie sê dat God, jy het regtig vandag oor ons gewaak, jy het ons beskerm, jy het vir ons gesorg. So wat 'n wonderlike voorreg om te kan sê, God se hand was oor my. Ek dink as 'n mens met baie ouer mensies praat, en jy vra vir hulle, wat is die resep? Hoekom hulle so oud geword het, of hoekom hulle gesond oud geword het, sal baie vir jou sê, man, God se hand was oor my. So dis 'n wonderlike belofte om ook te bid, God, u hand vandag oor my. Ja, as ons net dink aan die tyd wat die Israeliete deur die woestyn gegaan het, waar die Here saam met hulle getrek het, wanneer die wolk van die Here, ons kan dit sien as God se hand, oor hulle was, dan moes hulle saam met die wolk beweeg. As die wolk stil staan, het die Here gesê, moet hulle stil staan. Want die oomblik wanneer hulle dan onder die wolk uitbeweeg het, het ons gesien, het soveel dinge verkeerd gegaan. So dit is net so. Kom ons vra die Here om ons te lei en ons te beskerm. Reg deur die Bybel kry ons voorbeelde van hoe die Here sy hand oor ons is en sy krag wat ons ontvang het. Eksodus 15 vers 6 sê, u regterhand, Here, gedig in sy krag, u regterhand, Here, verpletter die vyande. So ons sien dat die hand van die Here oor jou is, kan die vyande nie standhou voor jou nie. In Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee vir beskerming. Psalm 18 vers 36, die redding wat u gebring het was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun. Deur u hulp het ek sterk geword. Johannes 17 vers 11 sê, ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Dit sien ons waar Jesus gebid het vir sy disippels, dat die Here hulle so moet beskerm. Psalm 145 vers 16 sê, u maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. En teenwoordigheid, Matteus 28 vers 20 sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld. Ja, die Here is tot nou toe met ons. Hy was nie net met die Israeliete gewees nie, hy was nie net met Dawid gewees nie, hy was nie net met Paulus nie, hy is vandag nog by ons. Dis ons wat hom partykeer verlaat, nie hy nie, want hy sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Psalm 139 vers 9 tot 10 sê, vlieg ek na die ooste, of gaan ek woon in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Met ander woorde, maak nie saak waar jy gaan, wat ook al jy doen nie. As jy in die wil van die Here is, sal die hand van die Here altyd oor jou wees, waar jy gaan, wat ook al jy doen. Ja, as ons dan kyk na die laaste gedeelte, en weerhou die onheil van my. Jabes bid, omdat sy naam, ek dink omdat sy naam smartpyn beteken, vra hy vir God, dat God onheil van hom sal weerhou. Ons weet nie, soos ons gesê het, wat dit veroorsaak het nie, maar dis 'n naam, om dit en elke keer as jy die naam aanroep, dink net 'n bietjie as iemand jou naam aanroep, elke naam het 'n betekenis. So elke keer as iemand gesê het, Jabes, dan het hulle eintlik gesê, pyn, smart, wat baie negatief was, en dis hoekom hy vra, bewaar my van die onheil. Ons weet in hierdie lewe is daar soveel dinge wat verkeerd is, wat baie keer is dit die duiwel, baie keer is dit aanvalle, omstandighede, siekte, versoekings kom, maar ons weet in vandag dat dit net God is wat die onheil van ons kan afweer.
God wat ons kan beskerm en behoed en bewaar. So, dis ook wonderlik om jou gebed af te sluit met bewaar my van die onheil of weerhou my van die onheil. So kom ons kyk Yvonne ons kyk gou na Korintiërs, as jy vir ons daar kan kyk. Korintiërs 1 Korintiërs 9, 26 tot 27 sê, ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek ander tot die stryd oproep en nie self nie kwalifiseer nie. Die Here roep ons gebroke en sondige mense om sy kerk, sy liggaam te wees en die volheid van hom aan die wêreld bekend te maak. 1 Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy liggaam en die volheid van hom wat alles en almal vervul. As ons net dit kan wees en opbou voorgee wat ons nie is nie en nader aan die Here is, dan sal ons verseker weet dat die Here met ons is. Natuurlik verhoor die Here Jabes se gebed. Die Here beloof tog dat hy sal, maar weer eens het Jabes se gebed nie 'n towerspreek om aan die Here se seën uit jammer daaroor, om sy seën oor hom uit te stort nie, of om die Here te dwing nie. Dit gaan oor wat Jabes in sy hart wil hê, en dit gaan tog nie oor homself nie, maar oor die verskil te maak volgens God se wil. Ons tyd is amper klaar aansien, net vir ons daai laaste gedeeltetjie van Jabes. Is dit nie wonderlik dat ons lees en God het laat kom wat hy begeer het? Dis 'n wonderlike belofte vir elkeen van ons, dat God ons harte ken, hy ken ons begeertes, en hy sê, hy sal die begeertes van ons hart waarmaak. So ons kan onsself troos, dat God sal ons verhoor, hy sal ons begeertes waarmaak, as dit in lyn is met sy woord. So, dit is wonderlik dat Jabes vir God vertrou het met alles. En ek dink dis wat ons vandag leer, vertrou God met alles. Of dit 'n klein nood is of 'n groot nood, wat dit die omstandighede is, vertrou God met alles. Dis wat ons vandag net weer, jy kan God met alles vertrou. God is eintlik die enigste een in hierdie wêreld wat nie verander nie. En jy, mense verander, opinies verander, die weer verander, ekonomie verander, maar God is die enigste persoon wat nooit verander nie. Ja, ons sien regtig dat wanneer jy leef, God se wil leef en tot eer van sy naam, sal hy jou seën om hierdie werk te kan volbring. Hierdie week se versoeke dan, eerstens wil ons met julle getuie lees, deel van 'n dame, wat ook in ons kerk is, wat saam met ons is gevra dat haar dogter is swanger met 'n tweelingkie, en dat die een babietjie op daai stadium was baie klein, hy het nie baie voeding gekry nie, die dogters was regtig bekommerd, en ons het almal saam met haar ingetree, en die Here het gehoor, en die laaste sonar wat hulle dan in hierdie week gedoen het, wat verby is, het die dokters gesê, haar is geen probleme meer nie, alles, die babas groei nou gesond, alles lyk goed, so ons weet, is net die Here wat hierdie wonderwerke kan doen en ons eer hom daarvoor. Ons versoeke dan vir die week genesing. Ja, ons weet die winter kom aan, meer mense raak siek, maar kom ons wees ook wys, kom ons hou ons immuunstelsel gesond, kom ons eet reg, kom ons hou onsself warm wanneer dit koud is buite, kom ons doen die dinge wat ons moet doen, sodat ons gesond kan bly. Die Here is nie onmoontlik om enige siekte te genees dadelik nie, maar die Here het ook die dokters daar gestel en vir hulle ook die wysheid gegee. So wanneer jy siek is, moenie te lank wag nie. En moenie eers sê, nee, maar ek gaan eers die en dat probeer nie. Dit is belangrik om jouself te versorg en jouself gesond te hou. Baie versoeke vir genesing, nie nou net vir griep en siektes nie, vir baie ernstige siektes ook. So ons vra julle, skryf in julle notaboeke saam met ons, kom ons bid vir siektes, vir kankers, vir hoë bloeddrukke, vir so baie ander dinge. Sien ons dat die mense regtig God aanroep daarvoor. Dan vra ons ook vir bendebekleierery. Ons het onlangs gesien dat bendebekleierery
word so blaatant gedoen, asof hierdie jong manne wat in die bendes is, sommer helder oor die dag, loop met hulle vuurwapens en mekaar skiet, asof dit nou maar net 'n teken is waarop hulle oefen. En ons wil sê nee, kom ons bid dat hierdie bendes terugdraai na God toe, dat die woord van die Here by hulle uitkom, laat hulle kan bely en wegbeweeg van hierdie ding. Ons bid vir beskerming vir die mense wat in hierdie geteisterde areas bly. Ons bid ook vir die brande wat oral woed. Dit is nou winter, gras is meer droog. Ons sien opsetlike brande, soos wat in die Kaap was, sien ons dat mense partykeer ook net brande stig. En ek wil sê, Here, help ons dat hierdie mense nie met hierdie boosheid in hulle harte rondloop nie, maar dat hulle ook versigtig sal wees met die vure. Mense wat dalk op 'n pad ry en dalk 'n sigaret by die venster laat uitval. Kom ons bid regtig dat die Here mense laat dink wat hulle doen, dat hulle liewers ophou rook. Kom ons bid daarvoor. Maar die mense is in die wêreld en dit is 'n stryd om te voer. Ons bid vir vertroosting vir mense wat mense afgestaan het aan die dood. Wat regtig vra vir hulp en regtig dit nodig het. Kom ons vra die Here om vir hulle te bid. Ons bid vir vloede wat ons nog oralste ook sien, maar ons eer ook die Here vir wat hy reën gestuur het vir plekke wat regtig dit nodig gehad het. Ja, kom ons sluit af, dan bid ons almal vanoggend hierdie gebed van Jabes saam, oor elke kyker daar buite, dat U ons ryklik sal seën, en dat U ons grondgebied sal vermeerder, dat U 'n hand van beskerming oor ons sal wees, en dat U die onheil sal afweer. En ons dankie Vader, dat ons vanoggend met geloof kan bid, en dat ons nou al vir U dankie gaan sê, vir elke wonderwerk wat U gaan doen, in elkeen van ons se lewe. Ons dankie daarvoor, dankie dat ons op U kan vertrou, met ons hele hart, verstand, met alles in ons. En baie dankie dat U voorsien, dat U beskerm, dat U genees. Dankie dat ons God se seën oor elke kyker daar buite kan uitspreek. Ons vra dit alles in die naam van Jesus. Amen. Amen. En onthou, hou aan bid vir die land, hou aan bid vir Israel. Elke gebed maak 'n groot verskil. Baie dankie dat julle saam met ons bid, want waar een of twee of meer is, daar is die Here. So bid saam met ons, vertrou saam, stuur julle gebedsversoeke vir ons in, en ons bid saam met julle, en ons vertrou saam met die Here vir uitkomste. Ons groet julle tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.